Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer hierdie kort oordenking met u kan deel. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën in hierdie dag wat hy ons gegee het en dat die Here ook sy woord sal gebruik om ons voetstappe te rig, sodat ons hom meer welbehaaglik kan wees. Ons wil vanmôre 'n bietjie kyk hier na vers 29 tot 32 en ek vra dat u saam met my sal volg en as u nie uit die Bybel kan volg nie, luister maar na wat ek lees en kom ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee ook in die toepassing van hierdie groot waarhede. Daar staan in vers 29 tot 32, die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit, maar die valse tong word uitgeroei. Die lippe van die regverdige weet wat welgevallig is, maar die mond van die goddelose is pure valsheid. Nou vriende, ek gaan nie vanmôre te veel sê oor die lippe van die regverdige teenoor die onregverdige nie. U sal onthou ons al 'n hele paar boodskappe met u hanteer oor die gedagte by die hart van vol is, loop die mond van oor, wat se woorde is daar by die goddelose te finde en wat se woorde is daar by die wyse te finde en daarom gaan ons nie te veel stil staan daarby nie. Maar ek dink vanmôre moet ons bietjie net kyk na vers 29 wat sê die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting, maar 'n ondergang vir die werkers van ongeregtigheid. U moet onthou, die dag toe die sondeval plaasvind, van daar af word mense in sonde ontvang en gebore. Jy kry altyd hierdie groep wat op aarde in sy sonde bly voortgaan, maar dank God ook aan die ander kant vir die regverdiges, hulle wat uit genade gered is. Hulle word nie so gebore nie, hulle word gered uit genade deur die geloof in die soenverdienste van Jesus en dan verander hulle lewensuitkyk, hulle optrede en hoe hulle optree in hierdie wêreld wat verval in boosheid. En nou sê die Bybel vir ons dat die weg van die Here is vir die opregte 'n vesting. Nou 'n vesting, vriende, is 'n veilige hawe. Dis 'n plek waarin jy jouself veilig vind. Dit is wanneer daar 'n storm buitekant is en jy gaan kruip weg in hierdie vesting. Of kom ons dink aan 'n ligtoring wat staan by hierdie baie gevaarlike kuslyn en ons sien die storms kom en hierdie golwe slaan teen hierdie lighuis. Maar wie is veilig daar binnekant? Die persoon wat daar werk. Hy's veilig. Waarom? Want die lighuis of die ligtoring gee vir hom hierdie veiligheid, hierdie beskutting teen die storm daar buitekant. En die Bybel sê vir ons die weg van die Here is vir die opregte vesting. Somstyds word ons deur die woord aangespreek, somstyds word ons deur die woord tereggewys, somstyds word ons gewaarsku, ander kere bemoedig, maar 'n kind van die Here put vreugde en blydskap uit God se waarheid en God se woord, wat hy weet die hele skrif is deur God ingegee. En die Here weet wanneer ons bemoediging nodig het en wanneer ons teregwysing nodig het. En nou aan die ander kant sê die Bybel vir ons dat die onregverdige of die goddelose vriende, die werkers van die ongeregtigheid, hierdie weg van die Here is vir hulle ondergang. Want ook wanneer hulle die woord lees of wanneer hulle in hulle gewete oortuig is van hulle sonde, weet hulle dat die loon van die sonde is die dood en dat die Here regverdiglik elkeen gaan oordeel. En in plaas van om hulle weg reguit te maak, bly hulle op hierdie kromweg wandel wat uitgaan en uitloop op weë van die dood. Daarom is dit belangrik dat ons vanmôre vir onsself die vraag sal afvra: is ons regverdig in ons wandel of goddeloos? Is die weg van die Here vir ons kosbaar en lieflik en soet en begeer ons om elke dag dit meer en meer te onderhou, of is ons soos die goddelose, die werkers van die ongeregtigheid wat altyd poog om God se weg, soos die Engelsman sê, te probeer sidestep, te vermy, sodat ek my eie pad kan bewandel. Die Here sê vir ons, as 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En as jy nie wandel op die weg van geregtigheid volgens die woord van die Here, in afhanklikheid van die Here deur die krag van sy gees nie, dan sal jou weg se uiteinde uitloop op weë van die dood. Maar vriende, ook nou, hier, vandag, sal jy met smarte deurboor word. Jy moet tog nie dink die goddelose is so gelukkig soos hulle voorgee hulle is nie. Hulle beleef nie die blydskap wat ons beleef nie. Meeste van hulle blydskap en vreugde is oppervlakkig, is verbygaande. Dis soos blikke wat teen mekaar slaan. Dit is geen diepsinnige en hartgrondige blydskap, as ons dit so kan noem nie. 'n Kind van die Here se blydskap en vreugde is gesetel in die Here en dan word dit uitgeleef na buite. Die goddelose vriende, die Engelsman praat van artificial. Dis 'n namaaksel. Dit is iets wat oppervlakkig is en gou verbygaan. En daarom is daar soveel hartseer by die goddelose te vind. Nou sê vers 30 vir ons die volgende. Daar staan, die regverdig sal vir ewig nie wankel nie,
maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Weereens die weg, ons sal nie op hierdie weg wankel nie. Ja, ons val baie keer, ons struikel baie keer, maar ons staan weer op en die uiteinde van hierdie pad is die ewige heerlikheid van die Here. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons dat die goddelose nie in die land sal bly lewe nie. Beteken dit, daar gaan 'n land op aarde wees waar daar geen goddelose sal wees nie? Verseker nie. Ek dink eerder Salomo praat van daardie heerlikheid wat gaan voorlê. Ja, ons moet in alles aan ons vermoë doen om mense vir die Here te wen, maar jy gaan nooit 'n land of 'n dorp of 'n plek kry waar net regverdiges woon nie. Ons dink aan die tyd waar die Here gaan regeer in die 1000-jarige vrederyk en ons sien uit na daardie tyd van kosbare vreugde en veiligheid. Maar vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons nou op hierdie aarde hierdie saak beleef van dat die regverdige sal vir ewig nie wankel nie. En dit dui vir ons daarop dat daar vir hom 'n heerlikheid voorlê. Kom ek lees vir julle 'n paar verse om hierdie saak met dubbellyne vir u te onderstreep. Ons lees daar in die laaste boek in die Bybel, Openbaring, lees ons in die 20ste hoofstuk van die wit troon oordeel. Nou dis hier waar die weg van die goddelose gaan ophou. Waar die Here vir hulle gaan sê, gaan weg, ek het julle nie geken nie. Na hierdie plek van verderf, weg van die teenwoordigheid van God, waar hulle 'n regverdige beloning vir hulle bose werke, dade en verwerping van Christus gaan ontvang. En vriende, dis die hartseer, gaan lees maar Openbaringe. En ons lees hier die hartseer plek, die poel van vuur, waarheen hulle gestuur sal word. Maar aan die ander kant sê die Bybel vir ons, dat die regverdige se weg sal nooit wankel nie. En wat beteken dit? As ons gaan kyk na Openbaring 21 en 22, dan kom gee die skrywer Johannes vir ons die heerlike blyplek van die regverdige deur. Ons praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde waarop die nuwe Jerusalem sal wees. En kom ek lees gou vir 'n paar verse. Daar staan in Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Vers 7 sê, hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oreerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel van vuur wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. En dan kom hy daar in vers 22 van hoofstuk 21 en sê, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Dis nou die nuwe Jerusalem, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam was sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit wees nie, en hulle sal die heerlikheid en eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. En u kan vir u self die guns doen om hierdie paar verse te gaan lees, om hierdie heerlike plek te sien wat die Here vir ons gaan berei. En dis presies wat vers 30 vir ons leer van Spreuke 10. Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie. Daar sal geen goddelose in die hemel eendag wees nie. Daar sal geen goddelose wees in die heerlike teenwoordigheid van God en sy kinders nie. Waarom nie? Want die Bybel sê vir ons, net hulle wat vergewe is, net hulle wat gewas is in die bloed van die lam, net hulle wat kinders van God is, sal in hierdie heerlike hemel wees. En daarom is die gebed van my hart dat u seker sal maak, u behoort aan die Here. Vers 31 en 32 gaan ons nie veel oor praat nie, vriende, ons het al reeds baie daaroor gepraat, maar net weer, die mond van die regverdige laat wysheid uitsprei. As u vanmôre kind van God is die woord van wysheid aan die goddeloses, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die valse tong word uitgeroei. Hier op aarde alreeds word die valsheid aan die lig gebring, maar die Bybel sê, daar sal 'n dag kom dat die Here dit totaal sal uitroei. Vers 32, die lippe van die regverdige weet wat welgevallig is. Eerste plek wat God welgevallig is, en dan ook wat welgevallig voor mense is. Dat mense my kan vertrou as ek praat. Maar die mond van die goddelose is pure valsheid. Ons sien dit, ons hoor dit, ons beleef dit. Ons almal, vriende, gered en ongered, het 'n valse tong. Daarom moet ons onsself nooit in hierdie sonde laat vasdraai, dat ons woorde vals is en ons skade en skande bring op die naam van die Here en op ons getuienis. Mag die Here ons genade gee, dat ons sal weet, vriende, dat die weg van die Here is vir ons 'n vesting. Ons kan let op hierdie weg en God verlig hierdie weg vir ons met die waarheid van sy woord en sal ons veilig bring
in sy heerlikheid. As jy 'n goddelose vanmôre is, 'n ongeredde nog, iemand wat die Here nie ken nie, wees gewaarsku. Dan gaan 'n dag aanbreek dat die Here vir die goddelose sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Waar hy by 'n doodloopstraat gaan kom en waar hy aan die einde van sy lewe gaan hoor, gaan weg. Mag die Here ons genade gee om hierdie waarskuwing te hoor en dan dadelik te reageer om die Here dan ook so te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.